Heilig, heilig, heilig is U, o God. Waardig, almagtig, soewerein. Here, ons is hier om U te aanbid, U te loof, U te prys, om U naam op te lig, Here, die naam bo elke naam. Here, U is ons lewe, U is ons bron van lewe. U is ons koning, ons bruidegom. Here, mag U verheerlik word deur ons lofsange vanoggend. Here, U is die enigste wese waardig om ons knie voor te buig. Om voor U neer te val en te sê, heilig, heilig, heilig is U. Waardig is U, o Here van die leerskare, die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat is, was en altyd sal wees. Die alwetende, alomteenwoordige God. Heilig, heilig, heilig is U. Here, U teenwoordigheid om by U te wees, is vir ons die belangrikste ding, belangrikste doel, belangrikste eindpunt, Here. In hierdie lewe is U, Here. Is om by U te wees. There is no higher pursuit in life than your presence, Lord. Om by U te wees. Om vrylik in die teenwoordigheid in te kan gaan. Here, mag ons dit nooit vanselfsprekend aanvaar en lig maak daarvan, Heer. Maar U het 'n prys betaal, Heer, vir ons om weer naby te kan trek aan U. Dankie vir die prys, Heer. Dankie vir die kruis en die leë graf wat getuig van U goedheid. U wat die eerste tree gegee het. U het aarde toe gekom sodat ons weer by U kan wees. Wat 'n voorreg is dit, Here. Wat 'n genade is dit, Here. Genade onbeskryflik groot. Want ons verdien dit nie, Here. Tog kies U ons. Tog het U ons lief. Here, dankie dat U wandel onder die lofsange van die kinders. Dankie dat ek weet U is hier, Here. My gebed is mag ons getransformeer word in U teenwoordigheid. Soos wat dit ons aanraak. In Jesus naam. Amen. En vandag se preek is jou wandel met God. Wandel saam met Hom. So die preek is tweevoudig. So van julle sê jy dink maar ek het nou al 'n geskiedenis saam met die Here, want dis waarop die preek afkom vandag is hoe lyk jou wandel saam met God? Hoe lyk jou geskiedenis met Hom? Ek vra vanoggend vir die diensman, as ek vir jou moet sê skryf vir my, en ek gaan nie vir jou 'n limiet op woorde sit nie, want ons veronderstel om 'n limiet op dit wees nie. Maar as ek vir jou moet sê skryf vir my jou verhouding met die Here. Brei vir my uit, wat het jy al sien doen? Wat het hy in jou lewe kom doen? Hoe lyk jou verhouding met God? Nou vanoggend vir Hugo as 'n voorbeeld gebruik, te sê ek vir hom, as ek vir hom moet vra skryf vir my in 'n boek jou verhouding met Sorita, sal hy my lank kan skryf, want hulle het 'n geskiedenis, hulle doen lewe saam. Ek het my indruk hulle bly saam, hulle is getroud. Maar as ek vir hom moet vra skryf vir my oor Stefan, sal hy ook baie kan skryf. Hoekom? Want hulle het 'n verhouding, hulle kommunikeer, hulle gesels, hulle doen goed saam, daar is 'n mate van 'n wandel saam. So my vraag is vir jou, as ek vir jou moet vra, skryf vir my, hoe lyk jou geskiedenis, jou wandel met God? Hoeveel sal jy skryf?
Hoeveel sal jy skryf? Sal jy kan skryf? Hoe baie het jy om te skryf? En hier is 'n baie belangrike vraag om te antwoord, want jy is gemaak om te wandel saam met hom. Ons sien in Genesis hoe God in die aandwyntjie, die manier hoe dit geskryf is in Genesis 3, nadat Adam en Eva gesondig het, is hy het in die aandwyntjie gekom en hy het vir Adam en Eva gevra, waar is julle? Waar is jy? Nie dat hy nie geweet het nie, hy weet alles, hy het geweet wat hulle gedoen het, hy het geweet die bos waarin hulle wegkruip ook. Hy knew. Maar wat ons daar uit kan aflei is, dat daar was 'n gewoonte van Adam en Eva om gedurig saam met God te wandel. Jy is gemaak om te wandel saam met hom. Soos jy kan nou dalk sit, jy het baie om te skryf, maar my vraag is, my uitdaging aan jou is, kom ek stel dit eerder so, is gaan sit stil en begin skryf dit, sodat jy kan mediteer op dit, want dit is belangrik dat jy nie vergeet wat die Here al vir jou gedoen het nie. Dit is belangrik dat jy nie vergeet hoe jy al lewe saam gedoen het nie. En dalk sit jy en sê eers en dink ek kan dalk 5 sinne skryf want ek het nog nie so 'n verhouding met die Here en ek het geweet ek kan so 'n verhouding met die Here hê nie. Dan wil ek jou aanmoedig is begin besoek hom, jaag hom na, dat is hy tongknoper. Sodat 'n geskiedenis, 'n wandel saam met hom kan opbou. Hoekom is dit so belangrik? Vanoggend, die week, terwyl ek gebid het oor hierdie preek, het ek hierdie put vol water gesien, waarby ek kom sit en kom drink, en ek sien hierdie water in hierdie fontein is jou wandel / geskiedenis is met hom, en hoe dit jou dors les, hoe dit jou dra in dit wat voor jou lê. Maar daai put raak leeg, wanneer jy nie 'n geskiedenis het, of 'n wandel saam met hom het nie. Want ons niks om van te skep nie. Ons niks om jou dors te les nie. En soos ek sê, dalk het die Here al baie vir jou gedoen, maar jy het nog nie daai put gaan vul en gaan mediteer en gaan kyk wat hy vir jou gedoen het nie. Want ek sê nou vir jou, daar's baie goed wat die Here vir jou doen, maar ons baie keer dit so verby ons gaan. Ons nie altyd besef nie en ons vergeet daarvan. En wanneer die volgende uitdaging kom, baie keer is dit dieselfde uitdaging. Dan begin stres ons. Byvoorbeeld, Tannery wil ons alweer skuif. As jy dit vir my 'n jaar terug gesê het, sou my tor lelik op die grond. Hy sal soos 'n resign dingetjie op sy tafel gesit, soos ek's uit, ek's klaar. Maar nie hierdie keer nie. Want ons het al 2 keer geskuif. En ons is okay. En die kerk het ten spyte van dit gegroei. Maar nie bekommer nie, ons gaan dalk nog steeds op die Tannery gronde wees, ek gaan nou maandag met hulle ontmoet, dan gaan so lekker gesels. Hierdie naweek en volgende naweek behoort ons nog hier te wees, maar vir die maand van Maart wil hulle ons hier uit vir eers, want hulle wil die dak vervang en herstel, want hy lek. Ek het nie eens geweet hy lek nie. Maar ek is nie gestres nie. Dit pla my nie, hoekom nie? Want ek het water in 'n put van hom wat nog elke keer goed was vir ons as kerk. Ek moet ons vier hierdie naweek, hierdie week het ons tweede verjaarsdag gevier. Die gemeente is 2 jaar oud vandag en ek is ontsettend dankbaar teenoor die Here vir dit. Die goed wat ek hom al gesien het, hoe ek hom moes leer vertrou het in hierdie 2 jaar is op 'n ander vlak. Vir myself, vir ander mense, finansiëel. Januarie maand in die kerk. Jy dink Januarie maand in jou persoonlike finansies interessant. Nie Januarie maand in die kerk sien. Want ons Kersgeskenke gekoop. Nie deur my nie. Want ek kon nie. Nee, ek joke. Ons kon, want die Here is goed vir ons. Dis 'n grappie. Kerk, geldgrappie, jette. Julle mag nie gaan nie. Dit is 'n klein gemeente. Ek kan sien wanneer iemand loop. Maar die Here is goed vir ons. Baie goed. En op die noot van wandel, is ek het nou met die woordskool, julle is reg, asseblief, as jy regtig woensdag aand nie iets het om te doen nie, elke woensdag aand, 6:30 vir 7:15 hier in die boardroom, is ons besig om deur Genesis te blaai. As jy iets het om te doen, kanselleer dit. Ons is 6:30 tot 7:15 hier in die boardroom. Net hoe ek gestig word deur die woord te lees. Moet nooit onderskat die transformerende krag in die woord van God nie.
as jy regtig toelaat dat dit sy gang gaan in jou lewe. Wanneer jy dit saam met gelowiges lees en wanneer jy toelaat dat die Heilige Gees jou transformeer. Dit is, ek kom op goed af wat ek die eerste 3 keer gemis het. Jy dink jy ken dit. Jy sê, maklik, ek ken hierdie hoofstuk. Bring Here nog iets uit, en nog iets uit, en nog iets uit. En in Genesis 5, is die geslagsregister, jy kan vir my soontoe blaai, hy is nou nie op die bord nie. Ek het hom vanoggend, ek nou bid oor vanoggend se diens, en die volgende by my opgekom, is in Henog 5, vanaf vers 22 tot 24, nou dis die geslagsregister van die eerste 10 mans, wil ek amper sê, behalwe nou nie Abel nie, Set, is dan nou die een wat Adam se nageslag voortgaan, tot en met Noag, en dit lees as volg, Henog is my held, ons nie baie geskryf oor hom nie, maar sy lewe is hoe ek my lewe wil hê, net oor dit wat geskryf is oor hom. Toe Henog 65 jaar oud was, het hy die vader van Methuselah geword. En Henog het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar met God gewandel, en hy het seuns en dogters gehad. Sê wat verstaan, tot hierso het almal 800, 900 jaar oud geraak. Hy is die enigste ou wat nie naaste by daai ouderdom geraak het nie. Nie eers 400 geword nie. So was dan al die dae van Henog, 365 jaar. Maar hoor hoe mooi is hierdie. Vers 24. En Henog het met God gewandel, en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. In Hebreërs kan jy ook gaan lees, daarvan skryf hulle ook oor Henog, Hebreërs 11, hoe hy gewandel het met God. Hy was hier, en toe was hy nie meer hier nie. Maar hy het nie dood gegaan nie. Hy het nie dood gegaan, hy is een van 2 wat nie dood gegaan het nie. En wat vir my so mooi was, as jy hierdie geslagsregister gaan lees, en wie lees baie in diepte geslagsregister? Nee, as ons sien, die seun van dit, die seun van dit, die seun van dit, okay, waar hou dit op? Okay, great, hier kan ek verder lees, né? Wat vir my baie mooi uitgestaan het hierso is, by elke persoon staan, en hy het nog, na die allereerstgeborene, hulle het nog soveel jaar gelewe. Hulle het nog soveel jaar gelewe. Hulle het nog soveel jaar gelewe. Maar wat staan by Henog? Hy het nog soveel jaar met God gewandel. Ek sit vanoggend en ek lees 'n stuk en ek sê, Here, mag hierdie ons the highest pursuit. Ek het nie die Afrikaans vir dit, maar mag dit die hoofrede, doel vir jou oë wees. Is om te wandel met hom. Ek wil nie vir 300 jaar wandel, dit is 'n bietjie lank nog, maar ek wil wandel met hom. Ek wil wandel met hom, soos Henog. Maak dit vir jou sin? My gebed is regtig dat God vir jou so realiteit sal raak, dat jy regtig sal besef wie hy is. Ek dink partykeer, ons gebedslewe en ons geloofslewe en ons lewe voor mense en voor God sal so anders lyk as ons net om heeltyd najaag vir 'n groter realiteit van wie hy is en 'n vrees van die Here oor ons kry. Ek doen wat ek doen, nie omdat ek altyd weet wat reg is nie, maar omdat ek 'n vrees van die Here het. En dat ek by hom wil wees. En is dit omdat ek bang is vir hom? Is vrees van die Here bang vir hom? John Bevere stel dit vir my baie goed. Die vrees van die Here is nie om bang te wees vir hom nie, maar dit is om bang te wees, om weg te wees van hom, vir 'n oomblik. En dit is my so goed gestel. Ek wil nie vir 'n oomblik weg wees van hom nie. Maar ons gaan kyk, wat neem my ou weg van die Here af? Johannes 4, jy kan vir my soontoe blaai, so op die onderwerp van 'n put, gaan we besoek ons nou 'n put, baie bekende storie van die vrou by die put, wat Jesus besoek het, en dit gaan so, dat Jesus was in Judea, en hy was op pad na Galilea toe, maar die skrif sê vir ons, hy moes deur Samaria gaan. Nou, jy kan baie van die charismate wil ek amper sê, en ek stem saam met die, hy moes daar deur gegaan het. Nie net omdat dit die kortste pad was na Galilea toe nie, daar was 'n langer pad wat baie van die mense gevat het. Baie van die Jode wou nie deur Samaria reis nie. Hoekom nie? Want hulle het 'n kulturele bots gehad met mekaar. Hulle het nie om dieselfde kampvuur gesit nie. Een van die redes is toe
die koning van Assirië hulle ballingskap geneem het, hulle weggeneem het uit vir Israel die noordelike koninkryk weggeneem het hy baie pagan nasies, mense daar kom vestig. So hulle het Samaria gesien as half-breeds, soos hoe in die sin van hulle geloof begin meng, hulle Joodse geloof met hierdie heiden geloof. En hulle het ook nie saamgestem oor waar hulle die Here moes aanbid nie. Ja, hulle het geglo jy moet op die berg God aanbid en die Jode het geglo jy moet in Jerusalem. So, hoekom vertel ek hierdie vir jou? Want dit is baie belangrik dat jy verstaan, Jesus wat by hierdie vrou kom sit en gesels, dis nie net 'n normale vrou nie. Dit is 'n vrou, jy gaan sien wat weggestoot is uit die samelewing uit, wat kultureel eintlik deur die Jode wat Jesus was, heeltemal weggestoot is. Hulle het niks met mekaar te doen nie. Ons sien sy sê op 'n stuk, hoekom praat jy met my? Want julle Jode het geen gemeenskap met die Samaritane nie. En is eintlik, en as jy regtig besef die risie wat was tussen hierdie twee nasies, besef jy die storie van die barmhartige Samaritaan, hoekom Jesus gesê het die Samaritaan en hom as die voorbeeld gebruik het, as die ou wat die ou gehelp het. Die priester, die leviet, hulle almal loop verby. Hulle mense wil ek amper sê loop verby en los hom. Maar die Samaritaan, die mense wat julle niks van hou nie, wat julle wegstoot, hy het gehelp. Om het verder te vat, Jesus sê dat julle sal my getuies wees in Handelinge 1 vers 8, in Judea, in Jerusalem, Judea en Samaria. Hy noem dit spesifiek, dat hulle dit hoor, dat die evangelie is, selfs vir die mense wat julle nou dink, nie waardig is van die evangelie nie. Maar Jesus reis toe deur Samaria, en hy gaan sit by die put. En hierdie vrou kom daar aan, want hy was moeg, sê die skrif, en die vrou kom daar aan die 6de uur, om te kom water skep. Nou jy het nie 6de uur is 12 uur die middag. Dis warm. Jy het nie dan kom water skep nie. Oggend kom water skep of hier die middag kom water skep laat. Nie reg oordag nie. Sy het nie saam met die ander vrouens gekom nie. Wat vir ons sê dat sy verstoot was deur die samelewing. En ons sien dat sy nie 'n morele verskriklike rein lewe gelewe het nie. Want Jesus vra op 'n stuk vir gaan haal jou man. En sy sê ek het nie een nie. Hy sê jy's reg. Jy het 5 gehad en die een by wie jy nou is ook nie jou man nie. Jesus weet wat in haar lewe aangaan. En hy vra vir hom, maar sal jy vir my water gee? En sy sê, nee. En hy sê, as jy geweet het met wie jou praat, wie met jou praat, sal jy vir my gevra het vir water. En sy sê, maar jy het nie eens 'n skepting nie, om mee te skep nie. En hy sê, maar ek gee die lewende water, wat soos 'n fontein, ewige lewe in jou voortbring. En toe hy nou vir haar sê, dat sy, dat hy die, weet dat sy 5 mans gehad het, en die een by wie sy nou is nie 'n man nie, toe begin sy agterkom, okay, hierdie ou is 'n profeet. So hy is nie net, dis nie net iemand wat hier kom sit nie, en sy disippels kom toe met tyd nou, kom hulle ook nader, hulle was eers in Sigar gewees, waar hulle gaan kos koop het, want hulle was honger gewees, nou kom hulle aan, nou die disippels het nou hierdie ding in hulle hart, hulle het nou hierdie kulturele stryd in hulle hart, Jesus praat met 'n vrou wat sy nou nie moet praat nie. En dan lees ons van vers 25 af. En dis ook in hierdie hoofstuk wat jy gaan sien, Jesus sê dat daar kom 'n tyd en 'n plek. Onthou, die Samaritane en die Jode het beklei oor waar hulle God moet aanbid. En hy sê daar kom 'n tyd en 'n plek waar die ware aanbidders nie gebonde gaan wees tot 'n tempel nie, maar hulle gaan bid in gees en waarheid. Wat beteken dit om in gees te aanbid? Johannes 3, word wedergeboorte. Niemand kom na die Here toe, niemand gaan in die koninkryk van God in, tensy hulle nie wedergebore is nie, want dit wat uit gees uitgebore is gees. En in waarheid, die kursus wat oor waarheid gaan, die woord van God, ken sy woord. En dan lees dit as volg. En die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Hoeveel van ons lewe uit 'n plek uit van ons weet van hom, ons weet hy gaan eendag terugkom, ons weet baie van hom, maar ons is so sy, ons kyk nog vorentoe vir wanneer hy eendag gaan kom en ons kyk mis, hy sit by jou, hy wil by jou wees. Kan jy dit raak sien? Jesus sit by jou en sy sê, ja, ons weet die Messias kom, hy kom eendag, en sy sien nie wie by haar sit nie, sien wie saam met jou wil wandel. Jesus sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. En op die oomblik het sy disippels gekom en hulle verwonder dat hy met 'n vrou
in gesprek was. So dis 'n vrou en dan sy nog 'n Samaritaan. Tog het niemand gesê, wat verlang u nie, of waarom spreek u met haar? Die vrou het toe haar waterkan laat staan en na die stad gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het, is hy nie miskien die Christus nie? Hulle het toe uit die stad gegaan en na hom gekom. En dan in vers 39, en baie van die Samaritane uit daardie stad het in hom geglo oor die woord van die vrou wat getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe sê die Samaritane dan by hom, toe die Samaritane dan by hom kom, het hulle by hom aangedring om by hulle te bly, en hy het daar 2 dae gebly, en baie meer het op grond van sy woord geglo, en aan die vrou gesê, ons glo nie meer op die grond van wat jy gesê het nie, maar ons het self gehoor, en ons weet dat hy waarlik die Christus, die saligmaker van die wêreld is. Kan jy sien wat 'n transformasie in hierdie vrou plaasgevind het? 'n Vrou wat weggestoot is deur die samelewing, haar eie mense verstoot haar. Sy het een ontmoeting met Jesus. Een ontmoeting met Jesus. En nie, die Here het nie vir ewig, sy het nie die Bybel ewig skielik kon quote nie. Sy het nie al die geskrifte geken nie. Waarvan het sy getuig? Wat oomblik saam met hom. Dit wat hy vir haar gesê het. Verstaan jy hoekom dit so belangrik is dat jy oomblikke saam met hom het, sodat jy kan getuig daarvan vir jouself, maar ook vir ander mense. En sy gaan vertel van die oomblik wat sy saam met hom het. Sy het nie, kyk, ons het kursusse, want ons wil jou leer om die evangelie te verkondig. Sy het dit nie gehad nie. Sy het nie dit gehad nie. Hoekom sê ek hierdie vir jou? Hoekom sê ek soveel klem daarop? Sy het nie 'n verskoning nie. Nie een van ons het 'n verskoning om te getuig van ons Jesus Christus. Sy het nie. Tensy jy nog jou oomblik met hom het hê. En dan wil ek vir jou bid, en dan wil ek saam met jou vertrou vir 'n oomblik saam met hom. Ek onthou toe ek net, dit is eintlik nie eens deel van die preekie, maar toe ek net begin teologie studeer het, en hoor jy nou, jaag jy kenners na, regtig soos 'n mal hasie, want jy moet nou alles weet, en jy wil alles weet, en jy is op hierdie pursuit of knowledge. En toe die profeet vir my gesê, Hendriko, jou sterkpunt in evangelie gaan nie jou kennis wees nie. Wat nogal 'n verligting was, want dit was nog nooit. So great. Jou sterkpunt gaan wees jou getuienis. En dis wat ek vanoggend vir jou wil sê is, wat is jou oomblikke saam met Jesus, waarvan jy getuig? Dan kan jy sien hoe kragtadig dit vir haar was, maar nie net vir haar nie, vir 'n hele dorp om haar. En dit het hulle genoeg aangeraak, dat hulle gehardloop het na Jesus toe, en toe wat gebeur? Hulle kry toe eerstehandse ervaring met Jesus. En dis wat jou getuienis moet doen. En dis, sien hoe belangrik dit vir een en elkeen van ons is, om nie net tweedehandse ervarings met hom te hê nie, maar eerstehandse ervaring. Want jou eerstehandse ervaring gee vir 'n ander ou 'n klein smaakie van wie hy is, sodat hy wil meer weet, sodat hy gaan uitgaan, sodat hy hom gaan soek, en vir homself gaan ervaar. Maak dit vir jou sin? Die Here wil oomblikke hê met jou. En ja, moes hy deur Samaria gegaan het, geografies? Ja, hy kon die lang pad gevat het, maar hy het deurgegaan, nie net omdat hy daardeur moes gaan nie, maar hy moes daardeur gaan vir die vrou. Een aanraking, en 'n hele dorp kom tot bekering. Amen. Die Here wil dieselfde deur jou doen. Besef dat hy nie net Jesus is wat eendag kom nie, maar die Heilige Gees, dat hy deur sy Heilige Gees is hy hier. Jesus is nie in jou hartjie nie. Kan ek dit net vir jou sê? Soos daai, waar is Jesus? Aan die regterkant van God. Hy kom eendag weer. Glo ek in daar's baie mense wat getuig dat Jesus aan hulle verskyn. Glo ek dit is regtig hy? Ja. Want die wederkoms praat van 'n event. Nie hy wat dan eers vir die eerste keer weer gaan aankom nie. Hy verskyn aan mense. Hy doen. Hy kan, hy's God. Hy kan doen wat hy wil, behalwe jok. Hy kan nie jokkie.
En hy sal nooit in sy eie karakter gaan nie. Maar wie is by ons? Die Heilige Gees. Jesus sê, dit is voordelig vir my om te gaan, en ek stuur hom wat is net soos ek, sodat hy by een en elkeen van ons kan wees. Weet jy wat my nogal 'n merkwaardige mind-blowing is die Engels om daaraan te dink is, wanneer ons in aanbidding is, een en elkeen van ons kan nou in gebed ingaan, ons versoeke voor die Here bring, en hy hoor elke persoon asof jy die enigste persoon in die vertrek is. Hoe cool is dit? Dis hoe groot en almagtig ons God is, dat hy so op jou fokus, dat dit vir jou sal voel, dis net jy. Dan fokus ons op hom. Is ons ingestel op hom? Is hy 'n prioriteit in ons lewe, of is hy 'n bysaak? Is hy 'n sytakkie, of is hy die stam, waaruit alles sy lewe kry? Hoe lyk jou wandel saam met hom? En moenie 'n fout maak, hierdie is nie 'n tik oor die vingerspreekie, nie naaste by nie. Hier is iets wat begeerd in my hart, en ek wil jou daai selfde honger by elkeen probeer aanwakker, is om hom na te jaag. Asof dit die enigste ding is in hierdie lewe. Wel, dit is, eintlik. Nie dit asof nie, dit is. Dit is. Alles vind hulle oorsprong uit dit uit. 1 Samuel 17, vers 37, lees as volg. Die wat Dawid en Goliat weet dit is in 1 Samuel 17, vers 37. Verder sê Dawid, die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here met jou wees. Hoekom kon hy voor Goliat gestaan het? Hy het 'n geskiedenis gehad. Hy het so met God gewandel. Hy het water in sy put gehad, waaruit hy kon skep. Maak dit vir jou sin? Goliat was nie die eerste fight wat hy gefight het nie. En die snaakse ding is, die beer en die leeu was nie 'n bekende storie nie. Hulle het nie gesê, hier kom Dawid aan, die een wat die leeu in sy snorbaard rondslinger nie. Hulle het eers geweet hy het dit gedoen nie. Dit was daai geheime plekke, daai geheime tyd saam met God, waar hy sy tyd waar hy sy wandel en sy geskiedenis saam met God opgebou het, waar niemand op hiervan weet nie. Maar toe sy oomblik in die publiek kom met 'n reus wat voor hom staan, van 3 meter lank, het hy nie gevrees nie. Want hy het 'n geskiedenis gehad, hy het hom geken en hy het hom vertrou. Weet jy, kom is dit so belangrik vir my en jou om 'n geskiedenis te hê met hom? Maar dit is nie net genoeg om te weet van hom nie. Hoe weet ek dit? Want die duiwel ken hom ook. Gevalle engele ken hom ook. Skrif sê dit, en hulle sit daar. Meeste van hulle ken hom beter as wat ons doen, want hulle was daar. Hulle het hom gesien. Maar is nie genoeg nie. Het is belangrik dat ons 'n geskiedenis bou saam met hom, uit 'n plek uit van waar ons buig voor hom. Dis die verskil tussen ons en hulle. Hulle buig nie voor hom nie. Hulle is in rebellie teen hom. Ons kom voor hom, en ons ken ons plek. Ons is die skepsel. Hy is koning, en ons kom voor hom as sy skepsel. Ek het al baie die storie vertel van ek en Rowan is 'n bietjie daar gister nou vanoggend al agterhoek gepraat rondom wat 'n voorreg ons het om in sy teenwoordigheid in te gaan. In die Ou Testament het hulle dit nie gehad nie. En ek het hierdie storie al baie vertel. Ek wil gaan dit weer vertel. Ek wil hê jy moet besef die voorreg wat ek en jy het, wat die Ou Testament van gesmag het om in sy teenwoordigheid in te gaan. Die hoëpriester het 1 keer 'n jaar in sy teenwoordigheid ingegaan. 1 keer. Met 'n klokkie om sy enkel en 'n tou om die ander een. Sodat as hy in daai teenwoordigheid ingaan en hy is nie waardig nie, hy is onrein, het hy dood neergeslaan in die teenwoordigheid van God. En hoekom die toutjie? Sodat hulle kon uittrek. Want as jy daar ingaan, gaan jy ook dood. God is heilig. Hy is almagtig. Hy laat nie met hom speel nie. Hy noem ons vriend, dis 'n voorreg, bly God. Hy bly God. Maar die Bybel sê vir ons dat ek en jy, as kinders van God, gewas deur die bloed van Jesus, het die vrymoedigheid om met boldness voor hom te gaan. Ons hoef nie te vrees nie.
Ons hoef nie te vrees nie. Maar maak ons genoeg gebruik van hierdie voorreg. Maak jy gebruik van hierdie voorreg wat jy het om konstant voor hom te kom, konstant saam met hom te wandel. Hoe is een van die maniere wat jy saam met hom kan wandel, wat ek werklik dink, die Engels praat van underrated. Wat is die Afrikaans vir underrated? Onderskat, is eintlik so voor die hand liggend, dankie mamma. Een van die mees voorhand liggendste maniere om te wandel saam met God, wat ek dink baie onderskat word, veral in die charismatiese sirkels, is tyd in die woord. Is tyd in die woord. Hoeveel tyd spandeer jy in die woord? Hoekom? Want dis waar jy hom leer ken. Ons leer hom ken in sy woord. Yes, jy moet bidden doen. Yes, jy moet sommer die Heilige Gees praat. Maar hoe weet jy wanneer dit jou eie stemmetjies is of iemand anders se stem is wat met jou praat? En wanneer dit die Heilige Gees is wat met jou praat? Dit stem ooreen met sy woord. Anders raak ons vreemd en malletjies en ons sê vreemde goed. Ek onthou een keer hoor ek hierdie getuienis van 'n pastoor wat hy net die aanbidding het net klaar gemaak. Toe hy verskriklik naar en daar hardloop hy by die saal uit. Hoor jy, en daar vlieg daai mense los en hulle begin bestraf al wat 'n demoon is. Toe het hy net te veel donuts gee die oggend. Is dit? Sal nog ons vreemd kan raak met die Gees? Kan vreemd raak. Dis hoekom die woord so belangrik is, dat ons gegrond hou saam met sy Heilige Gees. Aanbid in gees en waarheid. Jy het nie 'n verskoning om nie te ken nie. Hierdie Bybel. Openbaring 12 vers 11 lees as volg. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. En hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Waar is vir jou 3 sleutels vir oorwinning in hierdie lewe? Bloed van die lam, as Jesus aangeneem het, wel dan, check. Jou lewe nie lief te hê nie, tot die dood toe. Ek sê vanoggend vir die span, die ergste ding wat die duiwel aan ons kan doen is nie dood nie. Vir my om te lewe is in Christus en om dood te gaan is 'n wins. Gaan na hom toe. Die ergste ding in hierdie lewe wat die duiwel aan jou kan doen, is nie die dood nie. Maar is om tussen jou en God te kom. Dink mooi daaraan. Hy kom nie na Eva toe en sê, hey, was jy nie lus om vir Adam te versmoor in sy slaap nie? Dis nog voor sonde, so Adam het al seker nog nie geplaat daai tyd, ek weet jy, geïrriteer nie. Hy kom nie met moord nie. Wat sal hy doen? Het God regtig gesê? Dis die ergste ding wat hy kan doen aan ons. Is tussen ons en die Here inkom. Dat ons nie wandel saam met hom nie. Dat ons nie 'n getuienis het saam met hom nie. En dis die derde een. Is deur die woord van hulle getuienis. Jou getuienis van jou koning. Jou wandel saam met hom. Ek het hier 'n paar goed neergeskryf. Eerste een het ek klaar van my getuienis. Eerste een wat ek hier neergeskryf het is die voorsiening oor die laaste 2 jaar. Finansieel, van gebou tot Riarco, dit was nogal 'n vraagteken as Erik klaarmaak. Ons het altyd geweet hy gaan klaarmaak. Wat gaan ons doen? Hoe gaan dit lyk? Ek gaan nie vir julle kan in worship bly nie. Kom ek sê so, ek kan, julle gaan net noodwendig terugkom nie. Kom ek sê dit so, nie vir die worship nie. En hoe sê jy? Ereplak skry ja. Soos dag julle wat nou half laat wat half soos in bediening in aanbidding jy aankom gaan nou definitief na aanbidding eers jy aankom. En die Here het in Januarie maand al laas jaar, ek gee vir my droom. En ek jok. Dit was Desember. Want Januarie toe ek na Jason toe gegaan met dit. Toe kry ek 'n droom oor Jarko. Die Here is my leidsman. Dit is een van die goed wat ek geskryf het. Hy lei my. Ek en Larissa bly in Wellington omdat hy ons hierheen gelei het. Nie omdat ek gedink het is 'n goeie idee nie. Ek het eers toe ek hier kom besef wat 'n flippin lekker plek hierdie is. Wat so 'n mooi dorp hierdie is. Ek het gedink Parel is cream of the crop op hier. Dis maar waar die grand mense is. Wellington te trekkie. Kies jy toe ek hier kom dink hier is David. Ek wil nie terug gaan nie. Dit kan ek julle beloof. Ek's nou hier. Of jy nou hier wil wees of nie, ek's nou hier. Ek love hierdie plek.
Die Here het ons hiernatoe gelei. Ek is in bediening. Ek het nie begin in bediening nie. Ek was eers al gestudeer, ek sê nie ek was nie, want ek het nog studeer vir dit. Ek het eers studeer om 'n landmeter te word. Nou oukies het so agter hulle kameraatjie, nie die speedkoppie, die ander een wat so daai groot geel pote wat jy so deur kyk en die goed op met, dan stap jy oukie so met sy staffie so. Ek weet een van ons grootste vermaak is as iemand met daai metaalstaf onder electric fencing per ongeluk aan die draad raak voor. Dit is so great hè. Is waarsku hom nie. Jy sien hoe hy staan raak en dan volgende kom hy skok so deur. Dis wat ek gedoen het. Ek het tot bekering gekom en begin wandel saam met die Here. En toe op 'n plek toe sê vir my Hendrik, ek roep jou vir voltydse bediening. My studies opgeskop. Baie dankbaar vir my maale. Altyd gesê as jy 'n vak dop of as jy opskop, betaal jy self. So dit was 'n interessante tydperk in my lewe. Maar as het hy, my maale was my genadig. Prys die Here, sy ken ook Jesus. Prys die Here daarvoor. Prys die Here daarvoor. En die Here het vir Larissa vir ons gelei in 'n huwelik in. Was iets wat ek nie een van ons ek het dalk gedink is 'n goeie idee. Ek weet of sy gedink het is 'n goeie idee nie, maar hier is ons vandag. En prys die Here daarvoor. Die Here het ons gelei elke stap van ons lewe tot hier waar ons nou is vandag. Ek dink as ek sit baie keer dink terug en ek dink Here, as U my nou los, ek 'n probleem. Nie dat dit gaan nie. Maar soos U het my nou tot hier gebring, ek het nie om van hier af te gaan nie. Ek moet hom 'n ander wys. En hy sal. Hy sê jou leidsman, geneeser. 'n Getuienis wat ek eintlik baie min al vertel het is ek het baie swak enkels gehad. En dis nie Larissa se skuld nie. Ek het 'n matriek, dit eintlik begin in 'n matriek toe ek 'n fiksheid sessie wou jippo vir die oefengroep van die eerste span. Gaan speel ek eerder sokker. En toe ek my enkel ligament lelik geskeur dat hy so 'n tennisbal gestaan het. En toe 2 weke nadat ek terug is, toe gaan die ander enkel. So van daai tyd af het ek verskriklik swak enkels gehad. Ek sou op reguit grond geloop het. En dan sou ek my enkel geswik het. Moenie vir my vra hoe dit gewerk het. No idea. My enkels was net shot. En toe ek een keer by 'n konferensie en ons 'n ou wat sê nee, maar hy voel die Here wil hy voel die Here praat oor 'n enkel, hy wil 'n enkel genees. En ek is soos great, steek op, bid, ek het nou gestaan ek so, maar nou wil jy dit toets ook. So jy staan al so op die kant van jou enkels en voel of dit en ek is soos okay, great, dit voel nou goed en maar tyd sal ons nou leer. Van daai dag af nog nie my enkel seer gemaak nie. Ek het nou die dag in die gym toe trap ek van die boks af op 'n kettlebell. Dink jy my enkel het gegaan? Nee, my knie het, maar my enkel het gehou. My knie, die enkel het gehou. Die knie het gegaan, maar die enkel was daar. So die Here het my al persoonlik genees. Ek het al gesien hoe hy mense voor my genees. Menigte maal, die laaste Malawi uitreik, blinde oë, dowe ore. Wat die Here genees, skouers. Daar was een tannie wat die kom ek gaan hom nou vertel. Hy loop eintlik op na dit toe. Ons 'n dame wat die okkulte is baie 'n groot realiteit in die Afrika kulture en hierdie een dametjie was besete geweest. Ek onthou nog 2 spanlede was besig om vir haar te bid. Ek het begin, dis hier by die Woensdag al gewees. So ek begin dink aan die Sondag se preek. So baie oomblik het ek so 'n bietjie uitgecheck. Ek gaan nie eers jokkie. Soos hulle het dit, soos ek het begin dink al aan die preek. En ek kyk so vir 'n oomblik af en 'n volgende oomblik hoor ek net so toef. Soos een val op die grond. Toe ek opkyk, dis dit hierdie dametjie vir wie hulle besig om te bid en sy begin rol al so teen die afgrond af. Ek vlieg daar op, hou haar vas. Ons bid vir ons spandeer tyd saam met haar. Dit kon nie sy was besete. Die demoon het redelik chaos kom sy in haar lewe. Maar die Here het haar kom bevry. Sy het gesmaal, sy het gelag, ons kan praat met haar totaal en al vry. En die getuienis hardloop ons te so vooruit dat ons is nog besig om in die pad af te stap na hierdie dorp, van hierdie dorpie, van hierdie village af. Dat mense toe van voor af kom waant ons nog op pad is om ons te kom roep, om vir mense te kom bid wat siek is. Toe hardloop die getuienis ons vooruit. En hoekom is dit so vir my merkwaardig? Want daai oggend toe bid ek die volgende gebed: Die Here, gaan ons vooruit, soos wat U die Israeliete vooruit gegaan het. Hulle het gekom by die beloofde land en die mense het U gevrees as gevolg van dit wat U gedoen het. Die getuienis van God het die Israeliete vooruit gehardloop. En ek het daai oggend dieselfde gebed gebid. En die Here gaan ons vooruit. En ons kom by 'n tannie wat nie kon loop nie. Sy het so gesit op die grond. As sy opstaan was dit baie stadig, baie seer. Ons bid vir haar
nadat ons gebid het vir hom, staan ons op en ek in sy hardloop, tot en met omtrent seker tot waar hy muur is, sonder pyn. En die Here kom genesel. Hy's 'n geneeser. Hy gaan ons vooruit. Huwelik, dis 'n snaakse storie. Die Here gee jou ook raad in die huwelik. Het jy dit geweet? Ek en Larissa was nog vroeg in die huwelik en ek verstaan nie tot vandag toe nog steeds die scatter cushions ding nie. Soos ek was op die bed. Dit is iets wat ek nie verstaan nie. En as jy dit wil hê, great. Vrouens, dames, ek weet die mans, julle voel dalk dieselfde as ek, maar van julle, ek weet nie. Maar ek verstaan nie die scatter. Jy gooi dit in elk geval af en dit is net op die bed deur die dag wanneer niemand in die kamer is en niemand mag in elk geval in jou kamer inkom. So ek weet nie regtig vir wie jy dit doen nie. En Larissa kom na my toe en sy het hierdie mooi scatter cushions wat sy wil hê. En ek is net so nee. Ek verstaan nie hoekom jy dit wil hê nie. Nee. En sy in die kamer in en op 'n oomblik, ek kan nie onthou waarmee ek besig was nie. Voel ek net die Heilige Gees sê vir my, gaan sê vir haar sy kan nie kussings koop. Dis nie 'n big deal nie. Gaan sê vir haar sy kan nie kussings koop. Toe ek gaan sê vir haar, toe sy besig om te bid, Here asseblief, praat dit met Hendrik. Dames, ek sê net dit gaan altyd werk nie. Maar is die scatter cushions 'n big deal? Nee, dit is nie. Ek moes dit ook net op daai oomblik nog gesien het. En die Here kom gee vir my 'n klein simpel raad, wil ek amper sê soos dit. En dis wat hy wil doen. Besef jy hoe betrokke hy werklik in jou lewe wil wees? Hierdie getuienis wat ek nou gevertel het, ek ook al baie vertel. En as jy dit al vir die tweede, derde, vierde, 10de keer hoor, maak maar net weer, wow, ek weet nie. Doen net ek weet nie. Of sê net niks, ek weet nie. Maar hoe ek my getuienis rondom die Here se nabyheid was in 2018 toe ek speakers in die kerk, Frank het my gewys hoe die klank setup werk. Hy's vinnig uit, ek dink dit is vir sy lunch, sy vinnig uit en ek besluit toe ek gaan hierdie speakers klip hard sit, lekker worship, 'n bietjie breek vat van my studies af, maar ek het reg voor die speaker gaan staan, want soos ek nou net ook vir julle gesê het, as ek sing, is klaar, julle gaan nie, it kills the living and raises the dead, want dit is soos, jy weet daai grappie van soos, ek is so dankbaar vir Kurt Darren, want my oom wat al vir hoe lank in 'n koma was, het opgestaan en die radio afgesit, jy weet daai tipe grappie. Nou dit is wat jy gaan doen as ek sing. En oom Kurt weet dan van die grappie, so ek sal dit vertel, dis fyn. En so dit is regtig goed hier. So ek staan voor die speaker want ek wil myself hoor hê. Ek is nou besig om te aanbid. Maar daai speaker het 'n snaakse soos gewoonte gehad om partykeer te klip, wat hy net die klank weg is. En toe is dit nou mooi op een van daai note wat hy doen dit en ek doen dit. En ek hoor myself en ek lag. Ek lag vir myself want dit was lelik. Dit was regtig. Dit was nie mooi nie. Want ek meen as jy in die kar mos hard sit dan dink jy klink presies soos die persoon op die radio, né? Net ek. Nee, okay. Great. Ek sing volle bors. Jy dink jy klink so en as daai klank weg en dan kom jy sê ek klink nie so Steen Jordan nie. En toe en ek lag vir myself. Ek is soos Here, ek is so jammer vir hoe daai geklink het. Ek hoop dat in die tyd wat die klankgolwe by u kom, stabiliseer dit net 'n bietjie. En dat dit so skerp klank is nie. En maar toe ek dit sê, toe voel ek, sê nou maar hierdie is nou ek, toe voel ek hoe iemand met sy bors so teen my rug kom staan hier in my regteroor vir my sê, ek's nie so ver soos wat jy dink nie. Op 'n oomblik vlieg ek om, want ek nog eens Frank wat terug is van waar ook al hy was, en my half nou soos skrik maak vir 'n gatsvat. Toe ek omdraai, toe is daar niemand agter my nie. Toe niemand agter my nie. En van daai dag af het ek geweet, die Here, U is fluisterver. Ek hoef nie hard te bid, ek hoef nie te skree nie. Ek kan fluister en U hoor my. Hy het homself aan my openbaar. Daai is die naaste wat ek hom al gehoor het aan hoorbaar. Hy's nie so ver soos wat jy dink nie. En hy's nie 'n aannemer van mense nie. Het ek nou hierdie getuienis van dit? Ja, maar is die realiteit anders vir jou as vir my? Nee. Hy's nie so ver soos wat jy dink nie. Maar ek het water om van te skep, want hy ver voel. En nie omdat hy ver is nie, maar omdat ons baie keer toelaat ons emosies die beter kry van ons. Ek kan gaan skep. Ek kan gaan skep. Ander voorbeeld hier, dis die laaste een, is, ek het verskriklik gesukkel om soos skrif te onthou. Ek weet nie of julle soos
verskriklike goed daarin is nie, maar soos en dan ek kon nie eers Johannes 3 vers 16 onthou nie. En almal soos quoteer die Bybel soos links, regs, vorentoe, agtertoe, weet wat oral alles staan. Ek is net soos ek probeer, maar ek kan teen middagete kan ek eers onthou wat ek die oggend gelees het nie. En toe kom ek op Johannes 14 af. Wat gesê het ek sal hom stuur wat soos ek is, die Heilige Gees. Hy sal julle onderrig en hy sal julle alles leer en help onthou dit wat ek julle geleer het. Hoorie, en ek het daai skrif gevat en ek het gesê, Here, hier sê U dat U ons sal leer, my sal leer en my sal help onthou wat U vir my geleer het. En van daai dag af, elke keer as ek Bybel lees, dankie Here, dat U my onderrig en my help onthou. U my onderrig en my help onthou. Dink ek sê ou wat die beste die skrif onthou, dis wat ek sê nie, maar ek onthou dit 300 keer beter. En ek verstaan dit 300 keer beter, want ek benader hom nou as my teacher, hy onderrig my, die skrif is nie net iets wat ek lees vir 'n dagstukkie of 'n motiveringsquote of eers vir 'n preek nie. Ek lees dit sodat hy my kan onderrig, my kan voed en dan Here help my om te onthou dat ek iets het om van te gaan skep. Dat ek iets het om te gaan skep. Hê 'n geskiedenis saam met God waarna toe jy kan teruggaan. Die mooi ding van is om 'n geskiedenis saam met hom te hê is dat jy hom as sekere maniere kan benader. Ek benader hom as my teacher. Ek benader hom as my leier. As ek leiding nodig het, weet ek waartoe om te gaan. As ek voorsiening nodig het, weet ek waartoe om te gaan. Maak dit vir jou sin. Amen. Jaag jou, ek sê nie jy moenie soos bid vir jou besigheid. Jaag die beste, doen hierdie lewe so goed as wat jy kan. Maar bo dit alles, mag ons die meeste najag, 'n lewe saam met hom, 'n wandel saam met hom. Een van die beste komplimente. Kyk, Moses het ook geskryf, hy sê Moses was die nederigste van hulle almal. So dis nogal 'n interessante stelling dat hy die een is wat dit geskryf het. Maar weet jy wat is vir my mooi wat geskryf is van Moses? Hy het gesels met God soos 'n vriend, gesig tot gesig. Ons dink aan al hierdie Ou Testamentiese karakters, hierdie goed wat hulle gesien het, wat die Israeliete gesien het, en dan dink ons altyd, ja, maar as hulle dit net, as ons dit net vandag kan sien, of as hierdie persoon net kan sien en kan voel en ervaar, en ons maak asof ons 'n kleiner weergawe het van God hierdie tyd, soos in vandag. Hy doen nie meer wat hy gedoen het toe nie. Sê ons Bybel nie vir ons dat dieselfde is gister, vandag en vir altyd nie? Sê ons Bybel nie vir ons dat hy is nie 'n aannemer van persoon nie. Elia was maar 'n mens soos ek en jy. Ek wil jou regtig aanmoedig hierdie oggend om hom na te jaag. Hom as wese. En vir groter werke in jou lewe. Die Rooi See, gaan die Rooi See weer oopbreek, ek weet nie, maar iets soortgelyk kan die Here in jou lewe doen. Kan jy hom vertrou vir dit? Of aansettel 'n moeilike persoon by die werk jou? Of kan jy vertrou dat die Here jou kan gebruik waar jy is? Maar is 'n ander ding. Ek dink baie keer wil ons so ons moet skuif of ons op 'n ander plek geplant wees vir ons voor die Here hy ons in volkome kan gebruik. Is hy nie almagtig genoeg dat hy kan gebruik waar jy nou is nie? Is hy afhanklik van jou omstandighede voor jy optimaal kan blom en bereikbaar kan wees vir hom? Was 'n Samaritaanse vrou teruggegaan van waar sy gekom het. Hy het nie wou gesê nou gaan ryk jy uit op 'n ander plek waar mense nie jou ken en nie jou getuienis ken nie. Hulle het geweet wie sy is. Maar sy het so 'n kragtadige ontmoeting gehad met die koning van konings, die skepper, die Here van die leerskare, die almagtige, soewereine God wat sit op die troon. Hy sit. Maar is altyd iets wat ek die laaste ruk op baie mediteer. Here, U sit en U heers. U sit en U heers. Jesus sit aan die regterhand van God. Hoekom is dit so belangrik dat ons verstaan dat hy sit? He's not pacing. Wat doen ek en jy as ons soos gestres raak? Of as jy 'n warm oproep het, probleme begin oplos, begin rondloop. Here sit, en hy heers, daar's niks buite sy beheer nie.
Is niks te groot vir hom nie. Niks dieptes te laag nie. Geen berge te hoog nie. Ain't no mountain high enough. Hy is die Here en hy besit al die beeste op die heuwels. Want hy is God. En ons kan hom vertrou. Al wat ons moet doen is begin wandel. Soos wat Adam en Eva gewandel het. Die Hebreëse term daar praat van 'n intieme skouer aan skouer gewoonte wandel wat hulle in die tuin gedoen het. Henog, hoekom is Henog vir my so merkwaardige karakter? Dit is voor die kruis en dit is voor die uitstorting van die Heilige Gees. En hy het so gewandel saam met God. Ek en jy wat God in ons het. Dit is ook ons deel. Ons hoef nie te settle vir minder nie. Maak dit vir jou sin? Amen. Here, dankie dat U Uself openbaar aan ons. Wat 'n voorreg is dit, Here, dat U die voorhangsel geskeur. U het die pad geteer vir ons terug tot by U. Die enigste weg na die Vader is U, Jesus. Die enigste weg, die enigste naam deur waar redding vir ons is die naam van Jesus Christus. Daar is geen ander pad nie, Here, dit is net deur U. Here, my gebed is, Here, mag ons hierdie oomblikke saam met U najaag. Mag ons tyd in die woord, mag ons tyd saam met U in gebed, mag dit ons begin opgewonde raak en nie 'n taak wat ons moet afhandel vir die dag nie, Here. Mag dit ons begin opgewonde maak. Mag dit die hoogste prioriteit wees in ons dag. Is U en tyd by U, tyd saam met U. Jesus, ek dink aan U wat opgestaan het voor die dag begin het. Om tyd te spandeer saam met die Vader. En ons geskryf dat U het niks gedoen wat U nie die Vader sien doen het nie. U het gewandel in die Gees, U het gewandel en oë op die Vader gehou en daarom het U geweet waarmee hy besig is. En U kon nie doen wat hy doen. Jesus, 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 ons koning, ons redder, ons saligmaker, my rots, my skild, my veilige vesting, my sterk toring, my toevlug, my herder, my voorsiener. Jesus, Jesus, my opstanding in die lewe. Jesus, ware wynstok. Jesus, Jesus. Here, dankie dat U ons eerste lief gehad het. U het ons eerste lief gehad. U het ons eerste getrek. U het ons eerste gekies. Wat 'n voorreg is dit. Heilige Gees, en soos wat ons in hierdie laaste aanbiddingslied ingaan, bid ek dat U so sal kom beweeg, sal kom stil staan by elke persoon. Here, ek vertrou U vir 'n werk in hierdie oggend, vir 'n beweging van U hand en van die Gees. In Jesus naam. Here, mag ons hierdie twee goed doen. Is om U lief te hê met ons hele wese en ook ons naaste, soos onsself. Mag ons hierdie twee goed baie goed doen. Kom lei ons in dit. In Jesus naam. Amen. Amen. Ek wil net afsluit met die laaste voor julle hardloop is, so hoe versterk jy jou wandel saam met God? Lees jou Bybel, bid elke dag? Regtig? Lees jou Bybel. Doen moeite met jou Bybel. Nie dagstukkies nie. Bybel. Nie wat iemand anders skryf vir die Bybel nie. Bybel. Spandeer tyd in gebed. En derdens, moenie die samekoms van die gelowiges minag nie.
kom tussen gelowiges. Wandel saam met ander mense wat wandel saam met hom. Want dit stig jou, dit bemoedig jou.